ek wil graag gehad het die tema van hierdie naweek moet wees by the words of our witness, by die woord van ons getuienis. So daar's Afrikaanse Bybel wat genoem word woord en getuienis. Kan nie baie van daai vertaling nie, is so lekker nie, maar dit is 'n mooi ding, die woord van getuienis. Want dit wat ons daar by Mount Sinai, by Berg Sinai gekry het, was die woord. Maar dit was ook die getuienis, want Shavuot is in Hebreë en dan in Grieks is dit Pentekost. So by Shavuot in die Ou Testament se Hebreë het ons die woord gekry. En by Pentekost in die Nuwe Testament was dit die witness. En dan was dit presies dieselfde ding. So hierdie naweek wil ek graag saam met julle deurwerk. So vanaand gaan oor die woorde van ons getuienis. As ek bietjie mix dan Annetjie, dan sal jou man vir jou vertaal. So, alles gaan oor die woord van ons getuienis. Hoekom is die woord van ons getuienis belangrik? Ek moet voor in die kerk staan, ek gaan na my getuienis lewer. Liewe Jesus het my gesond gemaak en ek was baie siek en nou is ek gesond, halleluja. Is dit getuienis? Ja of nee? Nee, dit is jou persoonlike ervaring. En dit is baie goed en ons plek vir dit. Maar ons is nou besig met voorbereiding vir die eindtyd. So hoekom is die woord van ons getuienis so belangrik? Wys in wie jy glo. Wat het jy gesê? And they overcame the beast by the blood of the lamb and by the word of their testimony. Kyk, wat is dit in Afrikaans? Hulle het die draak oorkom by die woord van hulle getuienis en die bloed van die lam. Jy sien, woord en getuienis, verstaan julle? So as ons nie verstaan wat die woord van die getuienis is nie, en worry die draak oor jou persoonlike testimony, ag Shame, as jy gesond gemaak, lekker vir jou. Wat gaan dit aan my doen? Wat gaan dit aan die wêreld doen? Wat gaan dit aan die einde doen, dat jou kop afgekap word? Die woord van die getuienis is die woord van God, wat vlees geword het, en is Yeshua die Messias, uit die getuienis van die TNT. Sê, wat is TNT? Torah en Testimony. Die wet van God en die profete. Want wie het langs Yeshua gestaan op die berg van verheerliking? Moses en Elia, die wet en die profete. So en waaroor het hulle getuig? Wat het Yeshua 6 dae voor dit gesê? Waarvan gaan hulle getuig? Die 2 manne, wat nog steeds in die graf lê en dood is, dit was net 'n visioen van die wet en die profete. 6 dae voor dit was hulle waar? Okay, maar nee, jy raai, maar is goed dat jy raai. 6 dae voor dit het hy gesê, there's people standing here that will not die before they see the Son of Man in his kingdom. So, 6 dae later op die 7de dag, halleluja, toe sien hulle wat? The Son of Man op die berg van verheerliking, hoe het hy gelyk? Verheerlikte liggaam, 7 keer sterker as die son. You'll see the Son of Man in his kingdom. En wie is op sy linkerkant en sy regterkant? Die wet en die profete. Want dis die koninkryk van God. Nie wat het God vir jou in jou lewe gedoen nie. Dis jou persoonlike testimony en is nice. Wat ek bedoel is, in die kerk is ons geleer, jou persoonlike testimony is belangrik. Maar jy word nooit geleer dat die testimony van die woord van God vir die einde van die tyd belangrik is nie. En dis wat ek bedoel. Almal het in die kerke 'n persoonlike testimony. Van hoe hulle gedrink en gerook en gevloek en gepartytjie en gehoreer het en drugs gebruik het en ek weet nie wat alles en hoe hulle nou tot bekering gekom het. En dit is baie mooi. Maar dit is nie die getuienis nie. Want in die eerste plek, uit wat het jy uitgekom? Waarvan is jy verlos? As jy opgehou het om drugs te gebruik en jy is nou 'n Christen, waarvan is jy verlos? Want jy bly in 'n stelsel wat vir jou niks leer van die Torah en die testimony nie. So op die einde van die dag is die getuienis juist so 'n klein groep mense. Dis hoekom Openbaring sê, the saints are persecuted by the dragon, those who keep the Torah and the testimony. Die dragon gaan nie die 3 biljoen Christen in die wêreld vervolg nie. Want 3 biljoen is ons soveel nou 8 biljoen. So daar's 3 biljoen Christene en dan is daar 1 biljoen Rooms-Katolieke en dan is daar kan jy die res maar so tel. Maar die majority in hierdie wêreld is vandag wat is 'n religion? Christendom. So die draak gaan nie die majority volg nie, die die wat? Die draak. Moeg na 'n week se veiling. Draak vervolg my. Die draak vervolg die remnant of the seed.
Not the majority. Maar ek moet actually met vanaand se ding begin. Ek wou vir julle gesê het, dit was nou vanaand se storie, nee, ek gaan nou daarby kom. Môreoggend gaan ons oor die vuur praat van Shavuot en die baptism. Ek sê kom in Afrikaans. Doop. Wel, onderdompeling. Dan, volgens die program, het ons die hele res van die dag, is daar nie weer 'n teaching nie, dan is dit eers vir Saterdag aand. Jo, kyk, die program was half net soos jy genoem het. Ja. Hy's redelik los. Want dis by the word of our testimony, so ons wil 'n bietjie testimonies met mekaar deel, en met mekaar gesels, en questions and answers, en ons wil dit mooi vir julle uitlê. Dan môre aand, is dit daai groep mense, wie het gebid Jolanda? Those who stand here and those who are not standing here. Maar even hulle wat gestand hier het by Berg Sinaï tydens Shavuot, het ver weg gestaan. So ons gaan na daai ding kyk, want dit alles gaan oor eindtyd voorbeelde. En dan is daar 'n blueprint vir die eindtyd in Shavuot. Ek sal julle wys. Baie nice. Moeilik, maar nice. En dan Sondagoggend gaan ons praat oor die Heilige Gees. Weet, Nuwe Testament is die Heilige Gees gegee, né? Daar in die Ou Testament was dit net die Torah. Maar Nuwe Testament is spirit, lekker. Ons gaan nou kyk wat sê die woord. En dan gaan ons bietjie die van as daar nog brood oor is en wat ook al, gaan ons bietjie daar na die beste van ons vermoë doen, dit wat die Bybel sê, dat die priester die brood bring. So elke priester van elke gesin, ons gaan dit draai na die beste van ons vermoë. Okidoks. Exodus 19 vers 1. Ek is nou nie my Bybel nie, so ek ken hom nou nie, né? Exodus 19 vers 1. In die 3de maand, na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinaï aangekom. Hoekom sê die Bybel spesifiek vir ons in die 3de maand op daai selfde dag? Dieselfde dag het hulle met Pesach uit Egipte. Presies dieselfde dag het hulle met Pesach uit Egipte uitgekom het, wat klaar 'n amazing ding was. En die rede hoekom ons elke jaar Pesach vier, is om die ongelooflike beskerming van God in 'n wêreld wat beheer word deur Farao en deur sy slawe drywers wat jou in daai rigting wil indwing om daai verlos te word onder die bloed van die lam, en waar God bewys aan Farao, aan Egipte en aan Israel en aan die wêreld dat hy God is. En na sy plaaggeval het die helfte van Egipte besluit, ons gaan saam met Israel uit Egipte uit, ons laai keer die God. Dit is 'n tweede Exodus patroon vir die eindtyd. So dit is belangrik om dit te weet, want Shavuot is hoe werk die kalender? So van Pesach, hoe weet ons wanneer Shavuot? Presies 50 dae. Wat beteken die woord Shavuot? Pentekost in Grieks beteken 50, want jou pentagram is 'n 5-puntige ster, so Pentekost is 50, maar Shavuot se root word is Shabbat, Sheva, 7. So Shavuot, ot, is die female plural. So it's the feast of weeks, Shavuot. En jy tel 7 Shabbatte van die eerste dag na die Pesach. So maak nie saak wat se dag Pesach val nie. Ons weet in Yeshua se tyd daar's nou baie wetenskaplike redes dat dit op 'n Woensdag was. Baie wetenskaplik, nê? Want dit sê fisies hy het op die eerste dag opgestaan toe dit nog donker was. So ons weet dit was net na die Shabbat. So dit vat nie wetenskaplik nie. Maar van daai dag af tel jy nou 7 Shabbatte. So 7 maal 7 is 49 en dan die volgende dag, daai aand as die son ondergaan, begin Shavuot. So vir die van ons wat nou hierdie jaar die priesterlike kalender volg, dit is vanaand volmaan. En die middel van die maand is die 15de van 'n maand, volgens die Bybelse kalender, en dan is dit volmaan. Die begin van die maand is, dan is die maan mos donker en daar's 'n sliwertjie. So dan word hy mos voller na die middel van die maand en dan word dit al donkerder na die einde van die maand toe. So as dit die regte kalender is, ons almal ondersoek nog kalenders, dan presies op daai selfde eerste dag wat dan Sondag is, na die Pesach Shabbat, is dan jou Shavuot. Maklik om te tel. So dis hoekom die Bybel pertinent die moeite doen om te sê in die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte, wat klaar 'n groot wonderwerk was. Op daai selfde dag het hulle by Berg Sinaï gekom.
Ek gaan nou maar verwys na die kerk, né? So in die kerk lees ons die dinge en ons het geen idee wat derde maand na wat ook al is nie, want hoekom? Ons sou Easter, volgens die Rooms-Katolieke, tweede Sondag na die nuwe maan, na die equinox. Okay, ons verstaan niks van daai dinge nie. Al wat ons weet is die tweede week van April is Easter weekend. Geen idee van derde maand, selfde dag, dis te moeilik, né? Dis hoekom die remnant ondersoek die woord van die getuienis. En dis hoe ons in die siklus van God inkom. Goed, Levitikus 23 vers 15 tot 16. Levitikus 23 vers 15. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag as julle die beweegoffer gebring het. Wat se dag is dit? Die dag na die Sabbat, die dag waarop julle die beweegoffer bring. First fruits. Is julle okay met dit? Weet julle van dit? Julle weet van Pesach, unleavened, first fruits. Okay. So van first fruits, 7 volle weke moet dit wees, tot die dag na die 7de Sabbat, moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan Jahwe bring. So dis eenvoudig. Almal happy met dit. So almal weet nou waar gaan Shavuot. Wel nee, dit is natuurlik baie meer complicated as net dit, maar die basic principle is, dis die fees in die middel van die jaar. In die begin van die jaar het ons Pesach en unleavened en first fruits. Dan het jy die middel van die jaar arme Shavuot staan stoksiel alleen. En aan einde van die jaar het jy weer trumpets en Yom Kippur en Sukkot. Okidoks. Dan in Handelinge 1 vers 3. So ons gaan baie tussen Exodus en Handelinge speel. Hoekom? Exodus 19 en Handelinge 1 en 2. Hoekom gaan ons tussen die twee speel? Want al twee hierdie hoofstukke gaan oor Shavuot. Ja, wel dan. Handelinge 1 vers 3. Okay, dis nou natuurlik Lukas wat die boek van Handelinge geskryf het en hy skryf dit vir sy vriend Theophilus en hy sê tot op die dag dat Joshua opgeneem is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewendig vertoon het deur baie kentekens. So Joshua het homself lewendig vertoon, so die apostels het hom in lewende lywe gesien met baie kentekens, miracles, signs and wonders, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor al die dinge van die koninkryk van God met hulle gepraat het. Waar is dit in die Bybel? Die dinge wat hulle bespreek het in 40 dae, waar kan ons dit kry? Toe ek weet ook nie. Is daar iemand wat weet? Nee. Nee, ek speel, dis 'n grappie. Dit sal wees uit. Alles wat hulle geskryf het, wat ever hulle geleer het. Okay. Maar die kernpunt is hier, hy het net 40 dae saam met hulle gespandeer. Maar ek tog Shavuot is 50 dae na Pesach, wel na first fruits wat opstanding is. Maar nou het hy net 40 dae vandat hy lewendig is saam met hulle gespandeer. Guy, jy sien, dis presies dit. Hy's 40 dae saam met hulle, toe sê hy vir hulle, terug Jerusalem toe wag vir 10 dae, en is heel toevallig sien ek in Openbaring, die van julle, of die van ons, wat in die eindtyd vervolg word, party van ons gaan ook 10 dae, en moenie worry nie, want julle gaan nie doodgaan van die honger nie, want na 10 dae, gaan julle nie meer saam met ons wees nie. Maar dis onder elke ou het sy eie destiny, niemand van ons weet wie se destiny nie. Dis net snaaks hoe hierdie goed by mekaar uitwerk. Nou, Jahwe het 'n witness gegee, so vanaand gaan oor die woorde van ons witness, maar ons kan nie die enigste een wees wat witness gee nie. So kom ons kyk 'n bietjie, wat het Jahwe in die Shavuot in Exodus, en wat het Joshua in Pentekost in Handelinge, wat dieselfde ding is, julle weet dit nou nie, wat is hulle witness? Want whatever hulle witness is, moet ons witness half aan attach, vasmaak. Dit moet saam stem. Okay, dit kan nie anders wees nie. So nou gaan ons gou terug, al die pad terug, Exodus 19 toe. So nou dink vir jouself, ons het nou vanaand hier gestaan hier onder die maan. Ons het nou die karre gehoor daar ver nie. Maar imagine nou, dit was doodstil. En pikkiet swart daar buite. En ons is in die woestyn. En dis volmaan en 'n Shavuot. Okay, die berg brand natuurlik. So dis die pikkiet donker swart in die berg brand. Ons kan onsself nie indink nie.
Hier is ons met 'n lekker warm bord sop en daar is koffie. Ek gaan nou 'n koppie koffie drink en jy weet ek het skoene aan en ek het darm lekker gestort in 'n warm stort en ek gaan nou in 'n bed klim. Ons het geen idee hoe dit moes gewees het tydens daai eerste uittog nie. Eksodus 19 vers 7 tot 8. Maar dis soos wat Tannie Petro gebid het, dis eintlik so ongelooflik om so in die natuur te staan en net jouself te probeer indink. Want wat ook al met hulle gebeur het, is 'n voorbeeld vir those who come in the end of days. Paulus sê dit oor en oor. Everything that happened to them is an example for those who come in the last days. Jehovah sê in Jeremia, net ek vergeet. They will no longer say, blessed is Jehovah that brought Israel out of Egypt, but they will say, blessed be Jehovah in the last days that will bring Israel out of every tribe, nation and tongue, and combine them or reunite them with Judah en vat hulle terug beloofde land toe. Is dit nie? Die hele ding, die hele eerste Shavuot, Pesach tot Shavuot, tot in die beloofde land, is 'n eindtyd voorbeeld. So kom maar 7 feeste is, en daar is hoeveel jaar in die laaste jaar, die laaste tyd, 7 jaar. In die laaste 70 weeks and then that final week. En hoeveel jaar bestaan die aarde al? Amper 6000. En dan het ons die millennium. En dan is dit 7000. En wat kom na 7? 8. En dis die nommertjie van eternity. Maar dit is eintlik 1, want na 7 begin die week weer van vooraf. Want daai hele Pesach, wat was Pesach se tema? Wag, nie jy nie. Wie kan kom, julle was, behalwe julle is verskoon. Die res van julle was almal hier, tot net check, behalwe julle. Maar julle het toch sekerlik die video's geluister? Precies. Die res van julle was hier. Wat was Pesach se tema? As ek hier staan en praat vir 6 jaar, of dit was dan net 3 dae. En niemand onthou, dit was so 'n groot ding. Dit was Deuteronomium 8 vers 1 tot... Well done, dat jy die versie onthou, wat is die tema? Back to his original plan. Onthou julle? So nou is die 7 dae verby, die 7 feeste is verby, en begin ons weer van heel vooraf. Wat gebeur na millennium? Hy verbrand alles, en dan maak hy wat? 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, net soos hy gemaak het in Genesis 1 vers 1. Hy begin alles weer van vooraf. It's amazing, né? Witness. So voordat ons in die woord van God kyk, wat is Jehovah se eie witness? Wat is die woordjie vir witness in Grieks? Jy ken hom. Martyr. Nee, maar ons wil in die Hebreë, ons weet ons witness gaan maak dat ons gemartyr word. Wat is die definisie van 'n martyr? Vervolg word? Martelaar. Wat is die definisie van 'n martelaar? Jy sterf vir jou geloof. Dis die definisie van 'n martelaar. So heel toevallig, nee, die Griekse woord vir witness is martyr. Is toevallig, nee. Wat is die Hebreëse woord vir witness? Jo, julle mense met die Bybelstudies bywoon, mens leer so baie. Sê weer Jolanda? Ad of ed, alef, ayin, dalet. Wat is ayin? Wat is die prentjie van ayin? Oog. Die prentjie van dalet? Deur. So as jy hier by die deur staan, is jy 'n eye witness, ek check jou. Is eye witness, ayin dalet. Jy's 'n eye witness van dit wat gebeur in die wêreld en dit wat God doen. Jy was 'n eye witness in Egipte. En nou kom jy uit Egipte en soos Joshua en Caleb is jy 'n eye witness van wat God deur die hele trek doen. En jy's 'n eye witness as jy voor die mure van Jericho kom en jy's bang vir die Nephilim giants, maar soos Joshua en Caleb sê jy, Jehovah se witness, sy belofte het gesê, hy gee die land vir ons. So maak nie saak hoe ek voel en hoe ek in my broek bewe nie, ek gaan op sy woord en dan raak sy woord my woord. Sy witness raak my witness. Nou sê Joshua en Caleb vir al die mense en hulle staan regop en hulle is nie bang nie want hulle kan dalk gemartyr word. Die ouens het klippe opgetel, onthou hulle wou hulle doodgooi. So daar het hulle gewitness, hulle kon gemartyr word, maar hulle was 'n eye witness om te sê, het jy ons het deur die hele tog uit Egipte uitgebring, reg deur die woestyn,
tot hier by die beloofde land nie, sal hy ons nou los. Sal hy al die moeite doen en dit nou net hier stop. So, ons moet daai eyewitness wees. Kan ek en jy eyewitness wees? Wat dink julle? So, uit die verlede uit kan ons nie 'n eyewitness wees nie, maar ons het die witness uit die Torah en Testimony uit. En Johannes sê, we touched him, we ate with him, and I'm not lying to you. So hierdie witness is true. Maar kan ons 'n eyewitness wees vir dit wat hiervan gepraat word, wat in ons tyd gaan uitspeel? Obviously, ja, ons gaan ons lewendig wees, die van ons wat nou nog nie dood is in daai tyd nie. Het jy al gelees wat die Bybel sê? That the angels are desiring to see and understand the things that will come upon the people in the days of the end. Abraham, Daniel, all, they got sick to their stomachs. They wanted to understand the things of the time of the end. En oor, Jahwe sê vir Abraham, hy het nie eers die beloftes van sy kinders soos die sterre van die hemel gesien waar kom nie. Hy het gewens hy kan dit sien. Dis nou besig om waar te kom. Uit elke stam, nasie, volk en taal kom die kinders van die remnant van Israel terug. Abraham sal gewag het tot sy baard so lank is om dit te sien, voordat dit gebeur. Daniel, kan nie veel lekker als vertel nie, seal maar die boeke, en it's for the time of the end. Henoch? Wanneer is Henoch geskryf? Nog voor Moses. Henoch 1 vers 1. This is written for the people of the time of the end. Flip in elke profeet, elke engel wat die boodskappe gebring het, elke Ou Testamentiese groot figuur, het gewens om te verstaan wat gebeur in the time of the end. En jy is 'n eyewitness. Ek sê altyd, en ek het dit by Monty Judo geleer, né? Almal dink ons gaan vir Dawid sê, "Hey Dawid, yes, hoe gaan dit? Vertel my hoe het jy vir Goliat, nee, hoe het dit gevoel toe jy daai reus?" En dan gaan Dawid sê, "Wie's jy? Is jy 'n remnant? Is jy 'n end saint? Was jy in die dae van die merk van die dier? Was jy in die tyd wat die draak die hele wêreld gedeceive het en almal het hom aanbid? En almal het die hoer van Babylon aan haar spene gesuig en almal was deur die valse profeet om die bos gelei. En jy het gestaan as 'n eyewitness. You did not love your life more than him. You were a martyr for the word of your testimony. You saw all these things happen with your own eyes. You were a Ayim Dalet. Wow. Talk about a family reunion. Ek wil weet wat is Jahwe se witness. Exodus 19 vers 7 tot 8. Staan jy hierdie Bybel bekrap hoor. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat Jahwe hom beveel het. Nee, dis ons witness. Nee, wag, dis ons antwoord. Sorry. Jahwe se witness is vers 4 tot 5. Hier is Jahwe aan die woord, nee. Julle het gesien wat ek aan Egiptenare gedoen het, nee. Julle het gesien, hy praat nou met Egipte, met Israel. My kinders, my volk, my bruid, ek gaan ketubah teken met julle. Julle het gesien wat ek in Egipte gedoen het, nee. Wat het hy gedoen? 10 pla. Hoeveel van daai 10 pla was Israel beskerm? 7. Heel toevallig is daar 7 pla in Openbaring. Die Bybel is baie toevallig, Jesus. Julle het gesien wat ek aan Egiptenare gedoen het en dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toegebring het. Hoor julle eindtyd woorde hier. Julle gaan sien wat ek aan Egipte gaan doen daar buite. Hoekom sê ek Egipte is buite? Wat is die merk, wat is die ding wat vandag die hele wêreldekonomie dryf? Daar het ek die antwoord gegee. Wat is die ding wat die hele wêreld dryf? Geld. Op watter standaard is alle geld op hierdie stadium? Die dollar. Wat is die tekentjie op die dollar? Wat is 'n piramide? Die een van waar kry mens piramides? Egipte, my genigtig. Wil jy vir my sê dieselfde Egipte van Exodus 19 is vandag nog steeds in beheer van die hele freaking wêreld? En ons is slawe en word meer en meer in 'n rigting ingedwing. En Jahwe sê, julle het self gesien, het julle nie? Wat ek aan die Egiptenare gedoen het, en hoe ek julle met arensvlerke daar uitgebring het.
en julle na my toe gebring het. I mean, wow, hoor julle sy witness? Kan julle hierdie belofte voor hom hou, dat hy ons uit Egipte uit sal bring? Of dit nou met ons vlees en bloed liggame is, en of dit nou met die resurrection is, what does it matter? Hy moet ons uit die Egiptiese wêreld uitbring, na hom self toe. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom wees uit al die volke. Ek kies Israel, nie Jode of Christene of Rooms-Katolieke of Protestantse of die charismate, nee, Israel. Nee, ek kies Israel uit al die volke, dat julle my eiendom sal wees, want die hele aarde is myne. Wanneer gaan die hele aarde weer syne wees? Want wat sê Joshua, wie is nou in beheer van hierdie aarde? The Prince of Darkness. So wanneer hy kom en hy vat weer, want onthou, waar staan die two witnesses? He see, when you see the abomination of desolation, and they'll stop the daily sacrifice, and that will be in the midst of the week. And then from there on, my two witnesses, the Torah and the testimony, will stand. Where will they stand and do witness? Yeah, but where in Jerusalem are they standing and giving their witness for the last 3.5 years? Is it not in the forecourt? In the forecourt at the temple, where the daily sacrifices were stopped. So they're standing next, kom eens op met die Engels. So hulle staan langs die, waar word die sacrifices gebring? Altaar, so hulle staan langs die altaar. Altaar word gebou met wat? Excuse? Correk. Ja, hy word gebou met braas. Braas is 'n teken van judgment. Maar waarmee word God se altare gebou? Klip. Ongekapte klip. Dit moet natuurlik wees. Because he's the God of all the earth. So nou, daar staan hulle twee. Hulle staan en hulle witness van hierdie God, wie se altaar dit is, want dit is God se altaar, al gaan dit die Jode wees wat die tempel bou, dit bly, ja, Jerusalem bly die uitverkore stad, en hulle gaan witness, want hulle verteenwoordig die God van die hele aarde. En daarom sê hy, want die hele aarde is myne. So, wanneer hy ons uit Egipte uitbring, deur die woestyn, vir hom as 'n eiendom, dan is die hele aarde weer syne. So hierdie is 'n belofte vir die eindtyd. Dis sy witness. Hy het dit gespreek, hy kan nie teruggaan op dit nie. Wat antwoord ons op dit? Vers 6, sy getuienis nog. Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Hierdie is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. So, daar's jou as 'n witness. Ek like julle. Ek gaan julle deur moeilike goed bring, maar ultimately is julle myne en ons gaan die aarde weer bewoon, soos wat ons in die tuin van Eden gedoen het. Kyk, wat antwoord ons? Eksodus 19 vers 7 tot 8. En hier kom Moses. Laat die daar soos rooi kappertjie. Wat sê? Onthou jy daai vrou wat so oulik gepraat het, man? Laat die daar. Hier kom Moses af by die berg. Onthou julle haar, sy was goed geweest. Ja, Dolla. Wat? Nee man, Dolla het gekopie by die oorspronklike girl. Wat so gepraat het van rooi kappertjie wat so afkom. Anyway, dis 'n privaat grappie. Moses het gekom, en die oudstes van die volk laat roep, en hulle het hierdie woorde voorgehou van Jehovah. So hier kom Moses, en hy bring die witness van Jehovah na ons toe, na sy volk toe. Toe antwoord die hele volk, eenparig. Kan ons gou eenparig antwoord? Kom ons staan. Ek gaan vir julle weer lees, wat sê Jehovah, dan kyk of ons eenparig gaan antwoord. So maak julle oor toe, hoor wat sê Jehovah. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. As julle nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is my woorde wat jy aan my kinders moet gaan meedeel.
En hier kom Moses en hy deel die woorde mee, en toe antwoord die kinders van God eenparig en sê, alles wat Jehovah gespreek het, sal ons doen. Alles wat Jehovah gespreek het, sal ons doen. Amen. Okay. So, dit was ons witness. Alles wat Jehovah gesê het. So, wat het Jehovah gesê? As julle my verbond hou en luister na my stem, dan is julle my volk. Nie as julle hand opsteek en in julle Bybel skryf op 16 Desember 1982 het ek my hart vir die Here gegee, maar ek lewe nog buite verbond nie. Wat beteken om in verbond te leef? Jy lewe volgens die reëls en regulasies van jou husband. Okay, so nou het ons Jehovah se witness gehoor in Exodus 19 vers 4 tot 6 en ons antwoord in Exodus 19 vers 7 tot 8. Maar ons antwoord verder in vers 17. Is dit vers 17? Want ek weet nie of my en Tannie se Bybel nou dieselfde gaan uitwerk hier nie. Daarom het Moses die volk uit die laar gelei. Daarom het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet. En hulle het gaan staan by die voet van die berg. So, Moses is by God, Jehovah sê vir hom, dis wat jy vir my kinders moet sê. As hulle aan my gehoorsaam wees, gaan hulle aan my behoort en ek en hulle gaan in verbond wees. Hier gaan Moses, hy kom na die volk toe, hy sê vir die volk sê, dis reg, ons aanvaar dit. Wat doen Moses? Hy vat die volk terug na Jehovah toe. Amper soos Eliezer. Abraham, die vader, stuur vir Eliezer, die roeg, om 'n bruid te gaan soek vir Isak sy seun. Hy gaan haal haar en hy bring haar terug na die huis toe. So hier kom Moses en Moses bring hulle wat gesê het ons sê ja. Sal jy met my trou? Ja. Do you take this husband to be your wife? Whatever? No? I do. So in my King James staan daar, we will do. So in Engels en Afrikaans sê dit nou, ons sal doen. Vat jy hierdie man as jou wettige man? Ek sal dit maar doen, ja. Maar vir Jehovah sê ons, nee, ons sal dit doen. En hier kom Moses en hy bring ons na Jehovah toe. Nou. Okay, so hier is Moses, hier is die bruid, en hier kom Moses en hy sê vir Jehovah, Jehovah, hier is jou bruid. Okay, sien julle dit in julle koppe? Okay, nou, toe jy getroud is, het jou pa jou ingebring na die kerk toe, of wat ook al, waar jy getroud is, en hy het jou gepresent. Moses present die bruid aan God. So, jou pa kom en hy present jou aan jou bruidegom. Okay, nou lees die dominee mos al die wette en die reëls. Ek sal nie jou getrou bly, solank as jy nie gaan koffie drink saam met ander mans nie. Jy weet, en ek sal, till death do us die, sickness and health, behalwe as jy dik raak, jy weet. Maar dan word die reëls afgelees. Nou, jy het nog kans, as jy nou nie like van daai reëls nie, wat kan jy doen? Nee, ek dink ek gaan mee met jou trou nie. Maar jy het toch die covenant geteken, jy kan maar waai. Is dit nie? So, wat verwag julle gaan nou gebeur? Onthou, ons is nog besig met wat is Jehovah se witness. So, hier kom die bruid tot by die berg, en nou begin Jehovah sy reëls gee, is dit nie? Jy sien, dis presies dieselfde as met jou huwelik. Dis niks snaaks nie, daar's niks snaaks aan verbond nie. Nou begin Jehovah en hy begin vir sy bruid sê wat sy voorwaardes is, en wat hy beloof om te doen. So, as jy aan my getrou bly, sal ek baie mooi vir jou sorg, en ek sal vir jou 'n SUV koop, jy hoef nie te gaan werk nie, jy kan die kinders homeschool, en ek sal vir jou sorg. Verstaan jy? Dis 'n gewone huwelik. So nou begin Jehovah en hy sê, in Exodus 20, toe begin Jehovah praat, en hy spreek hierdie woorde aan sy volk. So wanneer die Gentile wêreld vir jou sê, hulle hoef nie die wet van God te onderhou nie, want hulle is vry van die wet, dan sê jy vir hulle, Shanana, jy is reg. Jy is vry van die wet, want jy is nie deel van die volk van God nie. En dit maak dit net bietjie makliker. Dan kan julle ophou stry oor alles. So as hulle sê jy is vry, Shanana, reg. Jehovah staan by die altaar, by die berg. Hier is die bruid, sy het gesê, ja, I want to become your wife, en hier bring Moses haar na Jehovah toe, en hy begin, en hy sê, ek is Jehovah jou Elohim, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis gelei het. Jy mag geen ander gode
voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, my vrou, geen gesneede beeld van enige gelykenis maak, wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, soos 'n Kersboom, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en jou persente onder die boom, byvoorbeeld nou neersit nie, jy mag ook nie voor die beeste eendag buig nie, jy mag nie voor 'n kruis buig nie. Ek het my lewe lang voor 'n kruis gebuig, want ek het nie geweet nie. Dis dom. Ek was in Egipte as 'n slaaf, voordat Jahwe vir Moses gestuur het om my op te help uitbring. Ek is Jahwe, jou Elohim, en ek is 'n jaloerse husband. So wanneer jy met ander gode enigstens te doen het, en ons is nou besig met mitologie, met die openbaringsstudies, dis nie sommer net van, okay, daar sien ek as 'n afgod, ten minste buig ek nie voor Boeddha nie. Nee, dit het niks daarmee te doen nie. As jy Kersfees hou, en jy hou 'n songod heilige dag, is dit afgodsdiens. Al doen jy dit tot eer van Jahwe. So die deception is so verskriklik goed, dat die hele wêreld dink hulle doen goed, terwyl hulle heidense pagan tradisies volg. En hier kom die husband en hy sê, ek wil nie hê jy moet dink jy please my, en jy kom in my huis in met jou ou kerel se foto in jou broeksak, maar jy wil nou in my huis kom bly nie. En jy bel nog jou ou kerel, want wat is fout met dit? Ek slaap mos nie saam met hom nie, ons chat net so nou en dan bietjie. Gaan jou husband dit aanvaar? Nee, Jahwe sê, ek is 'n jaloerse God. Jy gaan nie voor ander afgode buig nie. Want ek gaan die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. So jy wil nie eintlik in hierdie husband, jy wil nie aan hom krap nie. Jy weet, die mens kry baie smart, groot teddybere. Maar as jy daai beer krap, en hy word wakker, gaan hy vir jou verskeer. En dis nie sy skuld nie, dis jou skuld. Maar, ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Joshua sê, jy moet die Here jou God lief het. En daar sit volstop, nee. Solank ek kom met my hartjie, lief het, nee. Die definisie van liefde is, my gebooie onderhou. Jy mag die naam van Jahwe jou Elohim nie uitelik gebruik nie, want Jahwe sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. In die Hebreë lees hy 'n bietjie meer so, jy mag my naam nie tot niet maak nie. So, dit maak nie saak wat ek hom noem nie, is om sy naam tot niet te maak. Dit maak saak wat jy hom noem. Ek weet nie of jy sê Jehovah, Jahwe of Jahwe nie, maar jy kan nie meer sê Here, dames en Here. Yeshua. Maar nee, dit maak nie saak wat ons hom noem nie, ons kan hom noem, Jesus. Nee, ons kan nie. Jahwe sê, jy mag die naam van Jahwe, jou Elohim, of Jahwe, die uitspraak beloof vir julle, niemand van ons was daar toe Jahwe vir Moses gesê het, hoe om sy naam uit te spreek nie. We do the best we can with Jod, hy, Waf, hy. Jy mag my naam nie tot niet maak nie. Gedenk die Shabbat, dat jy dit heilig. En ek meen, daar hang, soos Joshua sê, al die wet en profete hang aan hierdie wette. So, hierdie is die hele ketubah, luister jy mooi, want dit is die getuienis wat God sê, as jy met my wil trou, kom jy so, ek gee jou my wette. Hoor of jy daarvan hou, saam met die wette kom my beloftes, maar een van die dinge is, ek wil hê, ons moet ons huweliksherdenking vier. Nou na 2 jaar kom ek en ek sê, weet jy, ek was verloof aan 'n ander ou, en ons sou getrou het op die 16de Februarie. So, ek wil nou 16 Februarie heilig hou, saam met my nuwe man. Wat gaan my nuwe man sê? Ja man, want ek ken jou hartjie. Jou hartjie is lief vir my. Ons kan maar ons huweliksherdenking hou op jou vorige kerel se, whatever. Werk dit so in jou huis? Hoe kan ons verwag moet dit in God se huis werk? Hoe kan ons verwag met die heilige God, wat sê, ek is nou nog jaloers bo dit, dat hy moet tevrede wees, dat ons enige van sy heilige dae op 'n ander dag hou. Shabbat is God se dag wat hy geskaap het. Die dag van die son, the venerable day of the sun, which was exchanged for Sabbath, 300 jaar na Joshua eers, deur Konstantin, julle almal weet dit, nee? Dit is die songod se dag. So hier kom ek en Moses nou, wat? Hoe maak sy? Tralalala. Ons het nou lekker Sondag, want ons doen dit tot eer van Jahwe.
Nee, moet hy happy wees daarmee? Gaan jou man happy wees daarmee? Gaan jou pa happy wees as jy op jou stiefpa se verjaarsdag vir jou pa kom kuier en sê, lekker verjaar ou dad? Maar dit gaan nie vir hom lekker wees nie. Gaan nie vir jou lekker wees as ek my een seun gelukwens op my ander seun se verjaarsdag nie. Wat maak dit saak? Julle ken my hart. So as dit nie vir jou werk nie, moet dit vir jou werk. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, my bruid. Maar die 7de dag is die Shabbat van Yahweh jou Elohim. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of enigiemand wat in jou besigheid of in jou huishouding is nie. Want hoekom? Onthou wat het hy gesê? As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond onderhou, sal julle my eiendom wees tussen al die nasies. Want hoekom? Want die hele, onthou julle, aarde is myne. Hoekom moet jy die Shabbat onderhou? Want in 6 dae het hy die hele aarde gemaak, net die hemel en die aarde. Want hy is die koning en die God van die aarde. So ons hou sy Shabbat. Want hoekom? Hy sê, hou my Shabbat, want ek het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak. So as jy die Shabbat hou, dan is die woord van jou getuienis wat mense kan sien dat jy Shabbat hou, nie die dag van die son nie. En as jy Shabbat hou, waarheen verwys dit? Oor dit verwys na Genesis, na die skepper, want daar is baie gode. Maar daar's een wat claim om alles te gemaak het in 6 dae. Wat sê ander een van al die ander gode claim dat hy alles gemaak het in 6 dae? Daar's niemand nie, gaan soek hom bietjie. Gaan kyk in die mitologie. Daar's baie van daai fallen angels en daai gods up from heaven en die alien angels en ancient aliens en die Nephilim en elke Tom, Dick en Harry het 'n God wat alles gemaak het. Jy het vernoet in Egipte en ek meen Moed en weet Myth en elke nasie het 'n naam vir sy God wat alles geskape het. Maar niemand van hulle claim 'n 6-day creation week nie. So as jy 'n 6-day creation week hou en die 7de dag heilig hou, is jou getuienis met jou woorde, selfs al praat jy nie, net met dit wat jy doen, wys jou getuienis wat se God jy aanbid. So wat se God aanbid jy as jy Sondag onderhou? Jy kan nie sê ek aanbid die songod nie, ek lees die Bybel. Dis die probleem, né? Nie Paulus nie, Johannes die Doper sê 'n boom word geken aan sy vrugte. So I'm an eyewitness. Ayindalet, hier's die deur, hier's die oë. Ek kyk, eyewitness. Dit wat jy, die feesdae wat jy vier, verteenwoordig die God wat jy aanbid. So en dan nou, dis jou se testimony. Wat is hy besig om te doen? Hy's besig om sy bruid voor te berei, om in die moeilike tyd aan die einde te kan endure, sodat sy die kroon van die lewe kan kry. En hy sê, vir een van die dinge wat jy gaan moet doen, is jy gaan met die Shabbat onderhou. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat jou Elohim aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag dan nie al die ander goeders begeer nie, en daar's 'n klomp goed wat jy nie mag begeer nie. En dan sê Joshua, hierdie 10 gebooie word geklassifiseer onder, in Lukas, wat is die belangrikste van al die gebooie? Dan sê hy, Shema Israel. Hy begin nie met jy moet die Here jou God lief hê nie. Wat is die belangrikste van al die gebooie? Luister, o Israel. Yahuwah, hierdie God, die 7 week God, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Echad beteken, Yahuwah, jou Elohim, Yahuwah is een, daai een. Joshua sê, ek en my vader is een. So jy staan op in die laaste dae en jy witness, want daar gaan 'n Messias opstaan wat net soos Joshua, vergeet van Jesus, wat soos Joshua gaan lyk. Because if it's possible, he will deceive even the elect. Nie die Christen of die Jode of die, ja, wat die Jode ook, maar nie die moslems en die boeddhiste, hulle is almal klaar gedeceive, almal is klaar onder afgode. Hy is daar om die remnant te deceive. So, ons moet hierdie getuienis van Yahuwah en sy voorwaardes vir covenant verstaan, sodat ons gereed kan wees in die laaste dae om te witness
wie en wat hierdie God is. En Shema Israel, Yahuwah is Echad. En Joshua sê, ek en my vader is Echad. So wat is die verskil tussen Yahuwah en Joshua? 0. So kyk wat se Messias jy volg. So hier's Yahuwah se hele marriage proposal. If you do all these things, then you will what? Live forever in the land that I promised your fathers. Dit klink vir my lekker. Joshua sê mos, ek gaan 'n plek voorberei en as ek terugkom dan gaan julle saam met my daar bly. Waar het die plek gaan voorberei? Nuwe Jerusalem. Waar kom die Nuwe Jerusalem na die millennium? Terug na die ou Jerusalem, dan maak ons alles weer mooi skoon. En dan is dit daai huis wat hy nog, want selfs Abraham, Paulus sê as Paulus Hebreërs geskryf het, Paulus sê in Hebreërs 11, selfs Abraham het begeer om die Hebreërs 11 is die mooiste hoofstuk in die wêreld. Selfs Abraham het begeer om die stad te sien wat nie met hande gebou is nie. En alhoewel hy gesterf het sonder dat hy enige van die beloftes gesien het wat God hom gegee het, behalwe nou vir Isak, het God hom die stad gewys wat nie met hande gebou is nie. So wat 'n stad het Abraham gesien? Die Nuwe Jerusalem. Maar God het gesê, jy en jou kinders gaan daai sien, daar is die beloofde land, julle gaan daar bly. Maar hy het nooit dit regtig beleef nie. Want hy's dood voordat Isak nog kinders gekry het, so sterre in die hemel, né? En hy en sy, jy gaan kinders hê so baie soos die sterre in die hemel, so baie soos die sand aan die see. Nou, hy het dit nie gehad nie. Maar hy het verstaan dat hierdie belofte is waar. En hy het so ver vooruit in God geglo, dat jy hom laat sien, het boor my en jou koppe, tot daar by die Nuwe Jerusalem. En dis waaroor dit gaan. Om deel te wees van hierdie God, om vir hom te getuig, sodat hy, as julle luister vir my, dan is julle myne, en Moses kom en hy bring ons na God toe, en hier sê God, okay, dis my voorwaardes, aanvaar jy dit? I do, en wat doen die bruidegom dan? As jy, now I declare you husband and wife, en dan dra hy die bruid oor die drempel in die huis in. So dis wat Abraham gesien het, die Nuwe Jerusalem, ons stad, ons huis, wat bedoel is vir elkeen wat in covenant is met Yahuwah, van die begin van die wêreld af tot in die einde. En dis hoekom Shavuot so belangrik is. Want Shavuot is covenant. En covenant, ons gaan die res van die naweek kyk, wat is die impak van die ruach en die woord en al die ding, al die goeders. Maar die feeste van Yahuwah is nie net so dat ons kan kom lekker eet en kuier en al die goed nie. Dis om ons voor te berei vir die eindtyd. En as ons dit nie gaan ernstig opneem nie, as ons gaan aanhou, laat die dag af met die berg kom, weet ek nie of ons deel gaan wees van daai groep van die mense wat Joshua sê, will I still find faith when I return? Because in the last days many will perish for lack of knowledge, many will fall away because their love of the truth will wax cold. Hoekom gaan jou love of the truth wax cold? Hoekom gaan jou liefde vir hierdie waarheid begin minder raak? Sê 'n bietjie harder. Jy gaan moeg word van wat? Lekker hard, ek kan nie hoor nie. Vervolging, wie vervolg ons? And the little horn that comes out of the 10 horns will persecute. Maar hoekom word ons moeg? He will wear out. Het jy dit al gelees? Het jy dit al gelees? The little horn will wear out the saints. So the love of the truth will wax cold. 10 van die 12 disciples het gesê, ons is te bang. En hulle wil terug Egipte toe. Maar hier sê Yahuwah, hier's my witness. Ek sal na julle kyk. Ek sal julle in die beloofde land inbring. As julle na my stem luister. En as julle my verbond onderhou. Ag, en dan is daar sulke 10 reeltjies. Ok, en ek weet die ander 613 hang aan die 10. Maar die helfte van die 613 is nie vir julle nie, want julle is nie priesters nie. En die ander helfte is nie vir die mans nie, want julle menstrueer nie. En dan is die ander helfte nie vir die vrouens nie, want julle kan nie circumcise nie. So daar bly so min van God se wette eintlik vir elkeen van ons oor,
dat ons regtig niks het om oor te kla nie. Jou man met wie jy getroud is, het meer wette. Hy soek sy napkin so gevou, hy soek sy handdoek so, en die klere moet so gestryk word. Gaan skryf bietjie jou man se wette op, en jou vrou is net so vol strooi. Gaan skryf bietjie alles neer, gaan skryf bietjie hele munisipale wette neer, gaan skryf bietjie die padreëls neer. Hoeveel padreëls is daar? Maar ons verklaar oor 10 wette van God. Nou het ons God se witness gehoor, en ons het toe geantwoord en gesê, we do, en Jahua het vir ons sy wette vir sy marriage gegee. Nou is dit weer ons beurt om te antwoord. Nee. Is ek reg? Volg julle my nog, nee? Hy gee witness, ons antwoord. Hy gee sy wette. Nou gaan ons sê, "Yay! Dis nie te bad nie." Nou. Dit gaan lekker wees hierdie huwelik. U is 'n amazing God. U wette is stunning. U wette sê, "Wel, as ek nie gaan fornicate nie, gaan ek ook nie pregnant word voor die huwelik nie. Ek gaan 'n man kry wat lief is vir my. Ek gaan nie AIDS kry nie." Die wette is goed. Is dit wat die volk sê? Is dit wat die bruid sê? Nou antwoord die bruid. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en weggehardloop soos 'n hond met sy stert tussen sy bene. Dit staan in jou Bybel. Ek kan nie so nie. Maar nou maar genoeg. En hulle het op 'n afstand bly staan. Ek meen, jou city council het meer wette as hierdie God. En hulle het vir Moses gesê, "Praat jy met ons? Ons soek 'n mens met wie ons kan kommunikeer. Ons wil nie direk met God kommunikeer nie. Ons sal na jou luister, ja, sure." Ek sien hoe luister hulle vandag nog na Moses. "Maar laat God nie verder met ons praat nie, anders gaan ons sterf." Dit is die antwoord van die bruid. Nou gaan ons weer waarheen? Ons stokkel, well done. Ons stokkel tussen Eksodus en Handelinge. Terug Handelinge 1 toe. Handelinge 1 vers 4 tot 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, om te wag op die belofte van die Vader, wat hulle, het hy gesê, van my gehoor het. Dit is moeilik Afrikaans hierdie. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Wel, exactly 10 dae na die 40 dae. Maar hoor mooi, ons het nou net geluister na die witness van Jahua by die berg Sinaï, met daai eerste Shavuot, nee. Nie die emmerskop nie, my skatjie is nog te jonk. Nou, hoor wat sê Joshua? Wag vir die belofte van die Vader. Ek het dit nou net gelees, is julle moeg vir julle gaan slaap? Van die Vader. Ons het nou net die Vader se belofte gelees met Shavuot in Eksodus 19, nee. Nou sê hy, wag vir die belofte van die Vader. Ja, ek weet, hy sê in die volgende versie, dis die Heilige Gees. Maar hier, in Shavuot, in Eksodus 19, het hy covenant met sy bruid gemaak, die berg gebrand en alle goeders, nee? Die vlamme en die hele storie. En daai covenant was gesetel in sy Torah, nee, in sy woord. Torah beteken instruksies, né? Die instruksies van die husband. Hier kom Joshua, die instruksies van die husband, wat vlees geword het, en hy sê, my Vader gaan oor 10 dae, saam met die 40 dae wat ek saam met julle was, is dit 50 dae, so, weet julle wat se veiling? Weet julle wat se feest dit is? Ja, Joshua, dit is Shavuot. Ja, onthou julle wat met Shavuot gebeur het? Ja, Joshua, ons het covenant met u gemaak, want hulle weet Jahua en Joshua is een. Hy sê, ja, gaan nou terug daar, gaan vir die laaste 10 dae, van hierdie 49 dae tussen Pesach en Shavuot, dan gaan vas en bid julle. Dan daai belofte, wat my Vader gemaak het by Shavuot, gaan hy vir julle gee. En dis die Heilige Gees. Wow, ons het nog nooit van hom gehoor nie. Nou, het hulle gesê, die disciples. Wow, dis 'n nuwe ding. Nee. Want Jesegiel 36 sê, ek gee julle my Gees, sodat julle my
Dora kan onderhou. Julle ken al vers nie. Daar sal 'n tyd kom wat ek julle sal julle heart of stone, I'll take your heart of stone out of your body and I'll give you a heart of flesh and I'll wash away your iniquities and I'll sprinkle you with clean water and forgive you all your sin and I'll give you my ruach and my ruach will teach you to keep my ways, obey my commandments and listen to my voice. So die Heilige Gees, dit was nie soos 'n splinter nuwe Kersgeskenk wat hulle hier kry nie. Dis dieselfde belofte wat God op kliptafels geskryf het met die eerste Shavuot wat hier kom en nou word dit waar op die aard geskryf. Want dit was dieselfde Gees. En dit is nie 'n maklike ketubah nie, daar het hulle weggehardloop. Hier wil die hele Jerusalem amper dink hierdie ouens is dronk. So dis 'n spesiale ding hierdie covenant met Shavuot. Ek het gelees 4 tot 5, né? En dan vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, Ruach beteken gees of breath en Kadosh beteken heilig of set apart. Jy's anderster. Hierdie Ruach is nie komme nie, hy's die set apart Ruach van Jah. Soos die Ruach HaKodesh oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuienis wees. So, daar by die berg. Kom bruid, jy het nou net gesê I do. Kyk, is jy happy? Goed, kom, ek vat jou na die husband toe. Nee, nou staan die bruid. Nou hoor sy hierdie beautiful eternal covenant wat vasgevang is in hierdie 10 woorde van God se baseline gehoorsaamheid. Sy enige koninkryk het baseline wette. Okay? Enige huwelik het baseline wette. So hier staan die bruid. Sy was veronderstel om daar nadat sy getroud is. Want Jehovah sê in Deuteronomium 30 en hy herhaal dit in Esegiel 12 en hy sê wanneer julle in die beloofde land ingaan wat ek vir julle voorvaders beloof het en julle gaan onder die nasies in buite dat julle al die neefhulle moet gaan doodmaak en julle gaan onder die nasies in sal julle my Shabbatte dra as 'n wedding ring, as 'n merkteken sodat julle kan getuig onder die nasies dat julle die God van die skepping aanbid. Jy weet van al die gode in die wêreld, nê? Die Kanaaniete het vir Baal en Ishtar en Ashtoreth en die Phoenicians het vir ek kan nie al die God se name onthou nie, maar elke nasie het sy eie God. Maar daar's onder al daai gode onthou net een God wat claim dat hy 7 dae creation week het. So nou stap ons die bruid wat getroud is die vrou, nê? Die vrou stap in Kanaan in en sy hou Shabbat wat getuig sy onder al daai nasies. Sy getuig van hierdie God. Maar toe gaan hoereer sy met die ander gode van die nasies. Toe begin sy Sondag onderhou. Sy nou stuk in die moeilikheid met al die Christene. Toe begin sy in Kanaan Sondag onderhou. Want saam met die songod begin aanbid en sy begin fornicate. Toe hy haar laat exile. Sy het deur moeilike goed gegaan. Deur famine en sword en exile en Babylon en Assyria. En hy moes instaan in haar plek sterf sodat sy weer in covenant kan kom. Nee? Daar moes sy eintlik van hom getuig by daai eerste Shavuot. Na Shavuot moes sy al die pad gestap het tot in die beloofde land en gesê het Nephilim reeds of nie, hoë mure van Jericho of nie, my husband het gesê, hierdie is my huis. Dis my huis. So, nou is dit die tweede Shavuot, so half en half nie. Julle sal krag ontvang wanneer die roog wat julle daar by Berg Sinai verwerp het, oor julle kom en julle sal hierdie keer my getuienis wees. En waar gaan julle begin? Onder die Jews, onder die Jode. En dan die hele Judea. En dan Samaria. Wie bly in Samaria? Samaritane. Wie is die Samaritane? The dogs. The mixed multitude, wat so bietjie nog van die noordelike 10 stamme se bloed in hulle erns het, gemix met daai Babylon bloed. So kom die Jode die Samaritane gehaat het, maar dit was die noordelike gedeelte. Hulle verteenwoordig die 10 verlore stamme, die mixed goyim, die honde. Dis ek en jy.
in die oë van die Bybel is ons honde. Gentiles is honde. Wie dit nie geweet nie. Joshua sê julle, wel, ons is honde. Nee, die Samaritaanse vrou. Asseblief, help my, vra sy vir Joshua, nee. Asseblief, maak my dogter gesond. Joshua sê, dis nie reg dat die honde, die kinders se brood eet nie. En die Samaritaanse vrou sê, die honde sal die krummeltjies oplek, wat sê Joshua? Geen geloof soos hierdie vrou nie. Nee? So die honde, gaan kyk na die Noahide laws, wat die Jode van die sinne, ons gaan nie nou, doen die openbaringsstudie saam met ons. Ek gaan nie nou, dit was nie nou tyd vir dit nie. So julle gaan die krag ontvang, nou gaan julle my getuienis wees, tot aan die uiterstes van die aarde. So waarheen is ons nou versprei? Die verlore stamme van Israel, wat gehoreer het, in plaas van getuig het, en sy het hoer geword, en gentile, en hond, en vergeet van covenant, en in die laaste dae, volgens profesie, is daar weer 'n oplewing van gentile honde, uit elke stam, nasie, volk en taal, wat op 'n stadium maar lekker gefornicate het met die songodsisteem, en ander, ons almal kom uit verskillende agtergronde uit, en ons keer terug na covenant toe. Hoe weet ons dit? Wel, wat maak julle hier? Julle sê vir wat? Wat? Wat is Shavuot? Is jy 'n Jood? Covenant. Want hier in Handelinge, nadat Joshua opgestaan het, in feite 10 dae later, hou hulle nog steeds Shavuot. Want dis die covenant van die God van die 7-dag skepping. En hoor vir my, die wêreld gaan nog baie verander. Moenie dink jy gaan nie deceived word en jy weet wie God is en wie is Joshua en jy gaan 'n afgod kan herken op 'n myl ver nie. Jy gaan nie. Die Bybel, Joshua, Yahuwah, die profete almal sê, it's gonna be so easy to deceive the entire world. Will I still find faith? So die feit is, ons moet die getuienis van Yahuwah en ons getuienis begin sink, laat ons nie ook deceived raak nie. Want daar gaan baie Messiases en vals profete kom, wat lyk soos 'n engel van die lig, selfs vir ons. Hoekom raas hy so? Want ek agtertoe staan, vorentoe staan. Moet ek bietjie agtertoe. Ek word Skryf die speaker bietjie daai kant toe, maar klink nou klaar beter. Okay, nou. O ja, so ons het heeltyd nog gehad Jahoua se getuienis en dan ons getuienis, né? En toe Jahoua se wette en toe sê ons nee, ons kan nie, ons hardloop weg. Ons staan ver of, né? Julle onthou. Dankie vir die 3 wat antwoord. Nou sê Joshua, hier is die hele getuienis en die hele belofte weer van vooraf. Alright, nou moet ons weer antwoord. Ja, ons moet nou weer besluit wat gaan ons nou maak. En nou is dit die tweede kans vir hierdie Shavuot. Die eerste een was in Exodus 19, nou is dit in Handelinge 1 en 2. So nou antwoord ons. Handelinge 2 vers 25 tot 36. Ek het lank om my bril afgehaal, wat in die lewe? Wow, maar ek sien actually, nee, want hierdie Bybel is groot gedruk. Wat het ek gesê? Handelinge 2 vers 25 tot 36. Okay. Maar ek wil hê julle moet regtig mooi verstaan. So, Jahoua het gesê, julle het gesien wat ek in Egipte gedoen het? As julle na my luister, gaan julle aan my behoort. Nee? Toe antwoord ons sal alles doen wat u sê. Toe bring Moses ons na Jahoua toe sê Jahoua, hier's my reëls. Toe sê ons, nee, ons kan nie hierdie reëls doen nie, ons kan nie u stem actually handle nie. You're a bit much for us. Nou kom Joshua, die woord van God wat vlees geword het, daai selfde woord by Berg Sinai, hy word vlees en hy sê, gaan terug Jerusalem toe, moenie bang wees nie, en gaan vas en bid, en daai belofte gaan Jahoua vir julle gee. En dan gaan julle getuig, hierdie keer gaan julle goed getuig. Okay, nou is dit weer ons beurt om te antwoord. So, kom ons luister gou antwoord ons. Want ons antwoord uit die TNT uit. Dit gaan nie oor my persoonlike testimonie, wat het Jesus vir my gedoen nie.
Dit gaan oor Torah en Testimony. Dit gaan oor Moses en profete. Dit gaan oor wat geskryf is. Nie wat geimagine word, of wat geleer word, of wat tradisioneel is nie. So, hoor die getuienis in die Nuwe Testament. Dit is soveel beter as wat ons gedoen het, ons by weg Sinaï gestaan het. Petrus praat natuurlik hier, en hy begin deel, hy begin getuig in Jerusalem. Want Dawid sê van hom, van die Messias, ek het Jehovah altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. So hier begin sy getuienis. Ons weird, waarvan praat hy nou hierso? Nee, aan wie getuig hy? Jode, van reg oor die aarde, wat in Jerusalem bymekaar gekom het. Okay? En hy begin, en die eerste ding waaroor hy getuig, is wat? Profete, die profetiese woord van Dawid oor die Messias. So wat is ons getuienis? Liewe Jesus het my gesond gemaak. Nee, ons getuienis is die profetiese woord van Joshua in die getuienis. Van die profete. Want waar kry ons die getuienis van Joshua? Niemand stel belang in jou persoonlike sopstorie nie. Waar kry jy getuienis van Joshua? In die profete. Hulle getuig van die Messias wat God beloof het. Dis hoe hy gaan lyk, dis wat hy gaan doen, dis sy naam, dis hoe dit gaan werk, dis wat gaan gebeur, wanneer dit gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, en take it or leave it. Maar jy kan nie in between wees nie, want dan spoeg hy jou uit. So daai getuienis kry ons by Moses en die profete. Wie sê so? Ek? Nee, Joshua sê dit hoeveel keer? Julle is so stupid, julle maak soveel foute, want julle ken nie die Torah en die Testimony nie. Julle lees die, wat sê hy? Julle lees die profete en julle glo dat Moses, wat is dat, daar vers? Ja, maar wat sê hy daar? You read Moses and you read the Torah and you think you've got life in it, but it is the Torah that testifies of me. You err, you make mistakes because you do not know Moses and the prophets. And he walks on the road with Emmaus, met die twee disciples van Emmaus, en hy begin vir hulle uit, Moses en die profete verduidelik alles wat met hom gebeur het. Alles, tot op die fynste detail, tot die feit dat hy presies 3 uur, nie 10 oor 3 nie, nie 2 minute voor 2 nie, presies op 3 uur. Jou Bybel sê dit, het jy dit al gelees? Sy asem uitgeblaas het. Vra vir 'n Christen, wat beteken dit? Wat is 'n Christen gaan vir jou? Nou, hy het gestorf 3 uur. Okay, hoekom? Want dis toe hy dood is. Maar vir jou wat Pessach hou, vir jou wat verstaan, van die hele ritueel, van die lammetjie, wat in jou huis ingebring word, teen 3 uur, moet daai hoofpriester, sy laaste lam, slag, tog die tafel gaan 'n lekker harde geluid maak. Flippen. Wat 'n tafel is dit? Dis 'n ou skooltafel. Kom ons draai weer. 3 uur moet die priester sy laaste lam. Au! Okay, die lammetjie sê ook au. Want hoekom? Voor die son ondergaan, moet die laaste lam op die vuur wees. So, wanneer jy die kultuur van die tyd verstaan, wanneer jy die Torah en die Testament verstaan, weet jy teen 3 uur sê die priester, wanneer hy die laaste lam, kan iemand vir my, wanneer hy die laaste, daar is hy, dan sê die priester, die hoofpriester wat? It is finished! Wat sê Joshua? Maar, daar, hoe toevallig? Nou, everything in the Torah and the Testament is about Joshua. So you want to start building your, as ek alweer op die Engels staan nie, wys tog vir my as ek Engels te spring. Wil jy jou getuienis bou? Begin by die Torah en die Testimony. And do not sway left or right from it. And I'll be with you always. And every step you take in the promised land, every step where you walk in the promised land, you will claim it. It will be yours. And Joshua is spelled exactly the same as Yeshua. And who brought us into the promised land? Yeshua. Who brought us to the door of the promised land? No, Moses. Where he was
Ja. It was his appointed time. He did his job. So, ja, net soos Abraham, at least he could see it. So, ons dink, ons gaan 'n groot getuienis hê. Kan jy dink, Moses, Abraham, Dawid? Ons is besig met ons getuienis nou, nadat Joshua gesê het, daai hele Shavuot belofte en covenant, julle gaan krag ontvang, sodat julle daarvan kan getuig. Want julle is nou die 12. Daai 12 stamme, by Shavuot, het hulle die getuigwerk gedoen. Nee, so Joshua sê, okay, nou kies ek 12, wat my 12 verteenwoordig, want alles is 12, want daar's 12 konstellasies, daar's 12 maande, daar's 12 stene op die breastplate, daar's 12 fondasies in die Nuwe Jerusalem, daar's 12 entrances, daar's nie plek vir die Pentakostals nie. Pentakostals moet ingeënt word in die olyfboom en drink van dieselfde sap van die wortels van die olyfboom. En die olyfboom is die charismate, Rooms-Katolieke, die Jode, Israel. Nou antwoord ons, sien jy hoe antwoord ons? Hier staan ons in Jerusalem, ons getuig. Ladidadida, Dawid het getuig van Joshua en hy het gesê, ek het u altyd deur voor my gesien, want u is aan my regterhand dat ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly, hoor hoe getuig gebruik nie, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. So Dawid lê in, slaap in die graf, en maar sy vlees rus in hoop. Yeshua, the Messiah, our hope of glory. We hope to one day be resurrected in glory. Want u sal my siel nie aan die doodryk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die wee van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Wie praat hier? Wie getuig hier? Petrus. Waarvan is Petrus besig om te getuig? Julle weet wat in my lewe gebeur het, nie? Eendag het ek vis gevang. En toe kom daar 'n ou aangestap daar, toe sê hy, nee, hy is die Messias. En ek moet nou sy disipel word. En toe word ek nou maar sy disipel, en weet jy wat, ek het op die water geloop. Ek kan maar net vir 2 dae toe val, vir 2 tree toe sink ek. Maar toe red hy my. Is dit wat hier staan? Is dit waarvan Petrus getuig? Niemand stel belang. Okay, ek stel baie belang in Petrus se storie, maar dit is opgeskryf vir ons. Maar Petrus getuig nie van sy persoonlike ondervinding met Jesus nie. Petrus getuig van die onomweerbare feite van dit wat in die Ou Testament geprofeteer is. Waar Dawid gepraat het van die Messias gaan kom en hy gaan sterf. Maar sy liggaam gaan nie vrot nie. U sal my nie, waar is hy nou? Hy tog. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om vrot te word nie, om verderwing te sien nie, to become corrupted. En hoe weet ons, dit is tot op die sekonde toe vervul. Want hy het presies na 3 dae en 3 nagte opgestaan. Want wat gebeur 1 sekonde na 3 dae en 3 nagte? Jy begin vrot. Onthou toe Lazarus na 4 dae, hy stink. Verstaan? Dawid profeteer van wie die ware Messias is. Waarvan getuig die bruid, Petrus, die 12. Van dit wat hulle met hulle eie oë gesien het, van die profete wat waar word. Waarvan gaan ons getuig? Van dit wat ons met ons eie oë gaan sien, van alles wat in die profete staan oor die eindtyd. Hoe lank is ons al besig met Openbaring? 3 weke? Nee, dit voel al baie lank. 'n maand. Maar ek meen, daar is al 18 video's op YouTube. Het ons al met Openbaring 1 vers 1 begin? Verstaan julle? Die profete het so baie om te sê oor die eindtyd. En ons moet ons definisies by die profete kry, sodat ons Openbaring kan verstaan. En hier praat die getuienis van Petrus, is oor dit wat die profete voorspel het vir die eerste koms van die Messias. Nou, lees ons die profete, en oor alles wat in hierdie wêreld gaan gebeur, voordat sy tweede koms kan gebeur. En dis waarvan ons gaan getuig. Want ons gaan hierdie dinge sien met ons
eie oë. Petrus het gesien met sy eie oë dat Joshua sy liggaam het nie vrot geword en hy is opgewek. Hy was 'n Ayindalet, eyewitness. Broeders, U het my die weë van die lewe bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy lankal dood is en dat hy begrawe is. Julle kan daar gaan kuier by sy graf as julle wil gaan blommetjies neersit. Maar omdat hy 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het. Want as God iets gesweer het, as God iets beloof het, kan ons dit volbring, nee? Absoluut. So Dawid het dit geweet en nie getuig Petrus van hierdie ongelooflike ding dat die Messias se liggaam het nie vrot geword nie. Dit was die Messias, die regterhand van God. Ek het hom gesien. En God het gesweer aan Dawid dat hy die vrug van sy lending, sy saad, wat die vlees betref, die Christus sou verwek het om op sy troon te sit. En wonder by wonder, die Messias kom aan die saad van Dawid, die seun van Dawid, die loins van Dawid. Hy sit op die troon van Dawid. So Dawid, sonder dat hy besef het, het hy profeties, al die psalms wat hy geskryf het. My God, waarom het U my verlaat? Ja, God het Joshua verlaat, nee. Dis wat Joshua gesê het, nee. Dawid het Psalm 22 geskryf, wat begin met, my God, waarom het U my verlaat? Lees die hele Psalm 22. Kyk hoe amazing, profeteer dit tot in die fynste detail dat sy klere geskeer word. Dat die lions of Bashan is biting at my heels. Die fariseërs wat hier onder staan en hier van onder af. Nou, gaan lees die hele Psalm 22. Dis 'n profetiese woord. Joshua het sy beste preek aan die kruis, aan die folterpaal gegee. Toe hy sê, my God, why have Eli, net toe hulle nog hy roep vir Eli. Maar toe hy sê, as ek nou sê, ek dink nou net, my sorry Marie, wat gaan jy antwoord? Jy is so ver vir my af. Kijk, ek sê, my sorry Marie, jy sê, so ver vir my af, want julle ken dit, nou. In Jerusalem, in hierdie tyd, was die sinagoge die middelpunt van die samelewing. So as jy gesê het, Bereshit bara, dan almal geweet, in die begin het God geskape, Genesis 1:1. As jy gesê het, my God, het almal geweet, Psalm 22. So sy beste preek, toe hy daar gehang het en hy sê, my God, waarom het jy verlaat? Wat hoor hulle? My sorry Marie, hoe ver van my af? Hulle weet dadelik, hy sê, die hele Psalm 22 gaan oor hierdie dag, oor hierdie kruisiging. Dit is sy beste preek, sy beste getuienis vir hulle wat die Torah en die Testament geken het. Want Dawid was 'n profeet. Het Dawid dit geweet? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Deur 'n dal van doodskade weë, waar hy my leer met sy staf en leer met sy stok en lei met sy staf. Die profetiese woorde in Dawid se psalms is amazing. Psalm 2. The kings of the earth and the rulers of the world take United Nations Council together against Yahuwah and his anointed and say, let us break their bands asunder. Yahuwah will allow them, he will sit on his throne and laugh at them until the appointed time, and then he will stand up and say, I will put my anointed one back on the throne with his rod of iron on Mount Zion. And you better kiss the Son, lest his anger will destroy you. So Dawid was 'n profeet. Dis die getuienis van die bruid. Petrus sê nie, ek het lekker op water geloop. Julle kan nie op water loop nie. Dis nie wat hy getuig het nie. Omdat Dawid 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat uit sy saad sal die Christus voorkom, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, eyewitness, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees nie vrot sal word nie. So Dawid het as 'n profeet getuig dat dit is wat God sê van die Messias wat gaan kom in die toekoms. So, Dawid se getuienis was ook nie oor Dawid nie. Dawid se getuienis was oor dit wat hy weet wat geprofeteer is vir die Messias vir die toekoms. Petrus se getuienis
is oor dit wat hy gesien het, waar geword het van dit wat Dawid deur die tyd oor geprofeteer het. So dis heen en weer, Dawid en Petrus, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Sagaria, die psalms. Maak nie saak aan watse kant jy hierdie olifant begin eet nie. Dit is 1000-piece puzzle, al hierdie profetiese woorde. Hierdie Yeshua het God opgewek waarvan ons almal marters is. Dit staan nie. Dit is nou in Afrikaans vertaal, maar dit is oorspronklik in Hebreëus geskryf. Ons is getuies, eyewitness, maar tegelijkertijd is die Hebreëus vertaal in Grieks heel toevallig na. En in die Grieks is dit martyr. So terwyl ek 'n eyewitness, julle onthou wat ek bedoel met dit nou, né? Eyewitness is, ayindalet, is ek ook 'n martyr. Hiervan is ons almal getuienis, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Ruach ontvang het, het hy dit uitgestort, en dis wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie. Nee, selfs na die resurrection van Yeshua, is nog niemand op hemel toe nie. Almal lê nog lekker en slaap. Nee, Dawid het nie opgevaar nie, maar hy self het gesê, Jahoua het gesê tot my Jahoua. Die Afrikaans sê, die Here het gespreek tot my Here, die Engels sê, the Lord said to my Lord. Okay? Gaan kyk, waar kom die woordjie Lord en Lord vandaan? Nee? Jahoua sê aan my Jahoua, so Jahoua sê aan homself, na? Sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande gemaak het, die voetbank van jou voete. Wie sit met 'n ronde bal onder sy voete? Myne wat, sal nou flat uitpraat nie. So, Jahoua sê vir Jahoua, sit aan my regterhand. In die Hebreë, sit as my regterhand. Jy is my regterhand. Ek praat met myself. My hand word nie afgekap en raak 'n Nuwe Testamentiese kerk God nie. Dis nog steeds my hand. En my regterhand sit as my vleesgeworde woord. Die covenant wat ek met julle gemaak het by Berg Sinai. Daai covenant het vlees geword. En ek gee dit vir julle. Dis my regterhand. En ek vat hom terug in die hemel in, as my regterhand. En hy sit op my troon. Totdat wat? Al die vyande sy voetbank is. Oh, and he comes out of Bosra, and his robes is, why is his clothes dipped in blood? Maybe he's trampling those under his feet. You sien? So wanneer ons hierdie goed verstaan, dan weet ons op die einde van die dag, kan die Jesus, of kom ons noem hom nou maar, selfs Joshua, hy kan nie môre kom nie. Because he needs to sit and dull his enemies. Psalm 2, the kings of the earth and the rulers of the world, leer ken jou profete, dan gaan jy die tyd klein beter verstaan. Ons noem nie datums nie, ek kan nie vir sê, het gaan môre, oormôre, al wat ek weet, is môre oormôre gaan Joshua nie kom nie. Volgens die getuienis, kan hy nie môre kom nie. Wil hy? Natuurlik, obviously. Wil ek hy moet kom? Absoluut. Niemand van julle gaan nie rapture nie, ons almal is lank al verby daai punt, né? Ons weet die bruid moet endure. So nou het ons beautifully gekyk na Jahoua se witness en ons antwoord van daai witness. Ek wou dit korter gedoen het, ek sien is 20:09, dis baie laat. Maar ek is nou klaar. En julle kan nou huis toe gaan. Dan begin julle die profete lees met nuwe oë. Die profete is nie boring nie. Dit is die beste. Ek kan nie vir julle sê hoe verdrink 'n mens in die profete nie. So ek is klaar, ek wil net vir ons vinnig 'n gebed doen vir jou, en dan wil ek dit seker maak, as almal het môre se programmetjie lekker. As julle wil, kan julle staan. En ons gaan moet 'n kampkaptein kry, want iemand moet vir my sê as ek oor my tyd gaan. Maar by Jahoua in Exodus 19 het hy ons berg toe geroep. En ek meen, we're a far cry from those people in Israel. Ek dink nie ons sal eers, never mind 49 dae lank loop in die woestyn onder daai son tot by Berg Sinai nie.
Ons sal miskien die eerste 3 dae wat hulle gevat het om te begin moan oor die water, ons sal dit miskien nie eers hou nie. Ons sal miskien na 3 ure begin kla. Want Vader, ek het 2 liter water die heel dag by my. Ek kan enige kraan nou opdraai en water kry. Ek kan by enige winkel stop en water koop. Vader, ons is ver, ver verwyder van u oorspronklike plan met Israel. Maar al wat ons weet, is u sou nie verniet al hierdie moeite gedoen het, om al hierdie patrone en voorbeelde in die woord vir ons te gee, sodat ons daaruit kan leer en kan slimmer word oor hoe ons die eindtyd moet aanpak en hoe ons hierdie lewe waarin ons is, moet leef nie. U sal nie vir ons leer van getuienis en van gehoorsaamheid en van gelofte, as dit nie u doelwit was om in die laaste dae 'n remnant op te wek, wat gaan verkondig tot aan die uithoeke van die aarde, die ware evangelie, en dan sal die einde eers kom. U het 'n doelwit met dit. En as ons deel is van hierdie doelwit, en as ons gekies word om vir u te getuig, al beteken dit miskien met ons lewe, dan weet ons die groter doel is sodat die waarheid sal verkondig word tot aan die uithoeke van die aarde, Vader. U wil die waarheid, die ware evangelie tot aan die uithoeke verkondig hê, sodat elke mens die geleentheid kry om te hoor van die waarheid van die God waartoe ons veronderstel is om terug te keer, die God van Sinai, die God van die first Exodus, die God van die 7-dag creation week, daai God. Ons moet van daai God getuig, en dan sal die einde eers kom. So ons kan nie hoop die einde moet vinniger kom en klaar kry nie, want daar's werk wat gedoen moet word. En ons kan nie hierdie werk doen as u ons nie die opleiding gee nie. En ons kan nie die opleiding kry as ons nie bereid is om by die berg te kom staan en om die covenant te hoor en te sê, ons sal alles doen wat Jehovah ons beveel. Dan gaan ons niks reg kry nie, Vader. Want op die einde van die dag is die getuienis presies dieselfde getuienis as wat u in Egipte laat uitbasuin het na elke plaag, en dit is Jehovah is Elohim, en daar is geen ander God nie. En of ons nou lekker kamp hou, en of ons 'n moeilike week gehad het, en of ons 'n lekker week gehad het, en of ons geld in die bank het, en of ons eendag nie eers meer kan koop en verkoop nie, niks van wat met ons persoonlike lewetjies aangaan, maak meer saak as die getuienis dat Jehovah is Elohim, en daar is geen ander God nie. Want dis die getuienis wat vir ewig nog gaan weergalm, tot verheerliking van u naam, tot uitbreiding van u koninkryk, en sodat u wil, nie my wil nie, kan geskied. En as jy saamstem met dit, dan sê jy, Amen, Emuna.